Voorzitter, Siakolisi is een. Pieter Steef dit ook. Baie mense dink, Manny Lebok is nie een nie. Maar André Pollard, hy is beslis een. Ontspan, hier is nie nog 'n rappiepraatjie nie. En al het ons die name van briljante springbokke genoem, bepleit ons vir vandag die saak van 'n gewone bok. Baie Ordinêre kind. dames en here, ordinêr is onverbeterlik, onverskrokke en ongelooflik. Wees eerder 'n baie ordinêre kind 'n bok. as 'n goat. Die term goat is die eerste keer gebruik deur die bokser Muhammad Ali. Kyk, die man was nie bekend vir sy nederigheid nie. En toe hy in 1964 voor die materiaal verslaggewers verklaar, I am the greatest, is die nuwe akroniem gebore. Greatest of all time. In kort het hy gesê hy is die Goat. In die USA Today koerant van 26 November 2023 het die leefstyljoernalis Olivia Manson die vraag gevra: wat beteken dit as jy 'n goat is? Sy beantwoord die vraag net daar in die titel van haar artikel. It's a true compliment. Want dit beteken, jy staan uit bo almal, hede en verlede. Nou weet ek, elke ma dink hulle boerbok is 'n goat wat wag om ontdek te word. Wel, ons het vir julle nuus. Slegte nuus. Tannie Olivia moet die saak maar weer gaan bekyk, want ons 4 bokkies kies om 'n gewone bok enige dag bo die titel van beste van alle tye te wees. Hierdie titel Beste van alle tye. is net spoegbedrog. Ons is bok smart wanneer ons sê 'n baie ordinêre kind. 'n bok. Tref die goat keer op keer. Bella, wie loer kry niks. Wie vat kry alles. Wat wil jy vir jouself vat? Bok of goat status? Nee, dankie Leonie. Hou maar die goat status vir jouself. Ek is veel eerder 'n baie ordinêre boerbokkie. Kom nou, ek weet daar's goeie grysstof tussen jou ore. Ek sien dit al. Dokter Isabella Oberholzer, al op 20. Op 16 as jy nou begin. Maak dit eers jou praatjie klaar. Okay. Julle span nou die wa vir die perde in. Of die bal voor die bok in. Dames en here, ek het goeie idees. Môre gaan ek die volgende selfgemaakte miljonair op 25 wees. Ek dink nie so nie. Dis waarom ek sê, die druk van buitengewoon wees is oorweldigend. En bok wees is onverbeterlik. Verstaan mooi, ek het ambisie. En om onder 'n brug te bly is nou nie my droom nie. Maar die druk van buitengewoon wees is vir hierdie bokkie te hoog. Om Tatiana skoenmaker, Mark Shuttleworth of Elon Musk te wees, kan seker lekker wees. Vir omtrent 5 minute. Elon Musk kan ook eers 'n bokboer op Mars wees. Hy boer klaar in die Withuis. Die strewe na grootheid kan lei tot stres, angs en uitbranding. En dis by groot mense. Vir kinders is dit 100 keer erger. Ouers staar hulle blind teen die goat status en dink dis die antwoorde op al hulle gebede. In Suid-Afrika, waar jy amper op water moet loop om 'n beurs te kry, raap ouers boeke op soos Positive Pushing, How to Raise a Successful Child, deur die sielkundige Dr. Jim Taylor. Positive Pushing. Nee wat erg is te erg. Lees eerder in die Rooi Rose van 27 Junie 2023. Die artikel, trek jy jou kind tot in die rooi? Hier word die wyse woorde van gedragsterapeut Frederik Herzberg aangehaal. Hy sê, prys die kind wat probeer, eerder as een wat presteer. As dit nie gebeur nie, dan twyfel jy in jouself. Dis presies wat gebeur het met Kate Alexandria. Op die HuffPost blog van 1 Augustus 2023 in die autobiografiese artikel, I was a child prodigy, here's the dark truth. Skryf Kate, sy was die kat se snor.
'n graad op 16, internskap op 18. Mense sou dink ewige sukses sou wag. Maar sy het die hele tyd gevoel, sy ly aan lieg en bedrieg siekte. Imposter syndroom. Sy het geen vriende van haar eie ouderdom gehad nie. Sy was eensaam en depressief. Dit klink nie soos die beste gevoel van alle tye nie. Dit klink soos die beste van niks nie. Sy is spyt dat sy nooit 'n ordinêre kind kon wees nie, want sy was die hele tyd besig om 'n wonderkind te wees. Op 25 het sy die beste van alle tye status verwerp. En nou werk sy van die huis af en bly saam met haar kat. Ek is eerder 'n goed aangepaste, baie ordinêre kind, met geluk en vriendskappe, as 'n wonderkind wat uitbrand. Dames en here, hier is my raad. Wees eerder so bang vir die goud status, soos 'n bok vir 'n skoothaal, want die prys is heeltemal te hoog. Ek stem saam. Ons eie 2024 Grammy wenner en goud, Tyla, pryk op die voorblad van die Maart 2025 Britse Vogue. Maar die einste Tyla sê in die gepaardgaande artikel, How South African sensation, Tyla brought the world to its feet. Dat sou haar sukses geniet, want sy was beskermd teen veel druk, toe sy baie jonk was. Haar ouers kry punte in my boek. En in myne ook, Leonie, want baie ordinêre kinders het sterker familiebande. Vertel ons meer, Zani. Aartsbiskop Desmond Tutu het eenmaal gesê, jy kies nie jou eie familie nie. Hulle is God se geskenk aan jou. Tog, dames en here, daai geskenk is soms 'n troostprys, want ouers jaag met hulle kinders van een aktiwiteit na 'n ander, net in geval daar 'n super kind onder daai val wegkry. Sulke ouers sit die bok in die pot kry heeltemal mis. Ons bou karakter. Dis wat hulle dink. Terwyl hulle nog energiestofie uit die koelboks gryp, want vir saam eet is daar nie tyd nie. Terwyl jy sit en genighaap, word Sunny die goud. Die naam vir die pret is so uit soos plaasbokbottom. Ouers dink dat die manier om werklik sterk verhoudings met hul kinders te bou, is deur alles menslik moontlik te doen, om van hul bloetjie die beste van alle tye te maak. Hulle hoes 'n plaas op prys vir aktiwiteite, soos ekstra mandjie netbalklasse vir 5-jariges. Dis belaglik. Kindertrauma. Dis die naam van my nuwe musiekpleispel wat ek nou net uitgedink het. Daar sit hulle op die paviljoen en stuur vir ouma 'n boodskap oor hoe wonderlik hierdie tyd saam is, terwyl hulle telgie rondhardloop, soos 'n eekhoring na 10 koppies koffie. Ons is eintlik maar net hul pensioenplan. As ek die volgende sensasie is, kan hulle op 40 aftree en my bestuurder word. In die ligtydskrif van 12 Junie 2024 in die artikel, spandeer so kwaliteit tyd saam met jou kinders. Skryf Maritjie Strydom, 'n arbeidsterapeut. Dat tyd saam met jou kinders moet belangrik wees. As jy totaal gefokus is daarop om die volgende Novak Djokovic te ontwikkel, is daar nie tyd vir 'n liefdevolle en ondersteunende omgewing nie. As jy so wonderlik is, kan jy dalk 'n goeie bokkop bekostig, maar in 'n verhouding, Sorry nee. in die Amerikaanse aanlyn tydskrif The Atlantic in die artikel, Sometimes the best thing a parent can do is nothing at all, geplaas op 22 September 2024, skryf 'n skoolhoof, Rachel Shaw, dat wat kinders wil hê, is nie prys of toekennings nie. Kinders is nie beïndruk deur hoe goed hulle gevaar het in hulle 50ste klavierkonsert nie. En of hulle posisie 1 of 100 was by die wiskundeolimpiade, beteken niks. Hulle won net 'n drukkie hê. 'n Monopoly speletjie waar niemand kil nie. 'n Middag saam met hulle familie. Die ding wat regtig die beste van alle tye
is die baan wat gebou word, wanneer geen tydskedule of toegangsfooi vereis word nie. Liewe ouers, 'n bok is 'n kiddedier. En daarom kies ek om 'n baie ordinêre kind te wees. Die goat mis die punt en die kudde. Ordinêr is ongelooflik. In ons kindertjie is daar nog een spreker oor. Katrin, ek weet jy's 'n bok vir sports. Wat sê jy? Wil jy die goat wees? Leonie, die enigste ding waarin ek die heel beste wil wees, is hoe om huiswerk te vermy en hoe om die afstand beheer uit my broer se hande te hou. Hoe op dese aarde moet ek op 13 weet wat ek wil hê? Ek glo nog in my persoonlikheid in. Hoi julle, wat doen mense hasie wat die beste wil wees? 'n Spesialisasie. En spesialisasie is op ons ouderdom sommer net onvanpas. Verlede week wou ek die beste selfie-fotograaf wees. Die week voor dit wou jy 'n TikTok dans uitwerk. Voor dit wil jy Kilimanjaro uitklim. Dis my punt presies. Ons weet nog nie wat ons wil hê nie en dis honkie dorie. 'n Bok ontwikkel teen sy eie pas en ontdek sy passie sonder onrealistiese verwagtinge. Beste hokkiespeler, beste atleet. Wat as ek my oë kan rol sonder dat my ma dit agterkom? Vat ek dit klaar as 'n wen. Ross Stringer is 'n 29-jarige filmregisseur en 'n BAFTA-wenner. Op 12 Oktober 2023 het die blog Medium met hom onderhoud gevoer. Die opskrif: Go at your own pace. Hy sê dat al meer mense glo dat sukses aan 'n tyd gekoppel word. Hulle glo as jy eers laat iets bereik, is jy suksesstoppie geklik. Maar dis 'n fout. Kinders wat vroeg skitter, brand vinnig uit. Dan maak hulle swak besluite, sit die pot mis. En dan lees ons van hulle in die huisgenoot. Macaulay Culkin van Home Alone het die pad totaal byster geraak. Lindsay Lohan het selfs tyd agter trollies spandeer. Die blare wat die gout vreet, word vinnig bitter. In die 11 Maart 2020, Massachusetts Daily Collegian, 'n krant vir universiteitsstudente, in die artikel The Flawed Ideal of Child Prodigies, verwys die rubriekskrywer Lily Robinson na navorsing deur die Amerikaanse Instituut vir Biotechnologie. Hulle het bevind dat besonder begaafde atlete wat ure en ure spandeer om die beste te word, geniet die aktiwiteit heelwat minder as die wat dit doen vir die lekker. Hulle hou ook vinniger op, terwyl my juffrou gemiddeld nog lank aanhou. Vir die regtig op 16 siek en sat wees van die al ewige strewe na nog 'n rekord, nog 'n medalje en superster status. Ek dink nie so nie. Baie ordinêre kind. Dis mos 'n wenresep. Ordinêr is onstuitbaar. Dames en here, alle ouers wil uitsonderlike kinders hê wat met sakke vol trofee huis toe gaan en wat op die internet bekend staan as die beste van alle tye. En al weet hulle die kanse is skraal, veg hulle daarvoor. Ons sê okay, wees eerder 'n bok. Want 'n Bok het minder stres. 'n Bok het beter familieverhoudings. 'n Bok geniet wat hulle doen. wie wil die beste van alle tye wees? Nie ons nie. Bok tref kyk elke keer.